Goeiemôre. Ek groet julle in die mooi naam van Jesus, ons verlosser, ons koning en ons saligmaker. Ek vertrou dat u hierdie boodskap, hierdie lering vandag sal vind in goeie gesondheid, liggaam, siel en gees. Voor ek begin wil ek dalk net vir u 'n bietjie agtergrond gee. 'n Geruime tyd nou, 'n paar weke, is ek en my vrou besig om te delf in die woord vir antwoorde oor lofprysing en aanbidding. En iemand het vir ons gevra of ons nie saam met hulle wil gaan na 'n seminaar toe nie, min wetende dat die seminaar antwoorde sal gee. En op die seminaar het ek agtergekom ek is 'n mens en 'n mens kan leer. So ek wil vandag vir u vra om 'n mens te wees, want ons kan leer en die woord is vir ons gegee vir leringe en teregwysing en onderwysing. En daarom wil ek vir u vra om toe te laat dat die Gees vandag vir u deur die werking van die Heilige Gees sal leer wat die woord vir ons sê oor lofprysing en aanbidding. Intussen het die jeug dieselfde antwoorde van ons gevra oor wat is dit nou hierdie met lofprysing en aanbidding en hulle naam sogenaamd worship. Wat is dit nou hierdie? En daar is min leringe wat ek kon vind en min leringe wat ek al in my lewe gekry het en daarom is dit spesifiek meer gefokus vandag op dalk op jonger mense, maar toe kom ek agter ons ouer mense weet ook nie eintlik wat beteken dit nie. En daarom het ek dieper in die woord gedelf in die week, afgelope 2 weke, en ons het antwoorde gesoek in die Bybel. En die Bybel sê vir ons kan soek, ons moet delf. Ons moet grou vir antwoorde en dit is die hele idee dat die Here vir ons die Bybel gegee het om die antwoorde daarin te kry. So terwyl jy sit, gaan ek vir die Here vra om vir ons te openbaar wat ons vandag wil sê en sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, ons sê dankie Here dat ons vanoggend ook kon sing en die naam groot maak. En dankie dat ons ook saam kan kom, Here, as medegelowiges vanoggend. Vader, en ek vra Here dat U deur die werking van die Heilige Gees elke persoon sal aanraak vandag, Here, en sal leer en deur die woord, Here, mense sal leer en dat ons die openbaring sal kry, reguit uit die troonkamer uit oor wat is lofprysing en wat is aanbidding nou eintlik volgens dit wat vir ons in die woord opgeteken is. Ek vra Here dat die enige gedagtes wat nie van U afkom nie, Here, ek vra vir enige leringe wat nie van U afkom nie, wat ons dalk in die verlede gehoor het, vra ek Here om dit weg te vat, Here, en dat U vir ons 'n nuwe oes en 'n nuwe leringe sal gee en dat ons opnuut sal verstaan. En ek vra dat die koelvuur van die altaar, Here, elkeen van ons sal aanraak. En dat ons nie die Heilige Gees belemmer om die werk te doen, Here, want U, die Heilige Gees, doen die harde werk. Ons is net instrumente. En daarom vra ek ook, Here, dat U die predikspreker kleiner sal maak agter die kruis van Jesus en dat dit sal gaan oor Jesus in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Daar's boekies agter in die kerk en by elke deur wat vandag se boodskap gaan opsom, op die hooftrekke opsom. Jy hoef nie nou daarna te kyk vir die wat alreeds daai het nie. Die belangrikste is dat jy weet dat jy nie nou regtig baie hoef te probeer onthou nie, behalwe natuurlik dat hierdie opgeneem is, maar die verse in die woord is hier opgeteken en die hele boodskap is in 6 bladsye opgesom in hierdie boekie. So as jy nou nie versies onthou vandag of dalk ons lees dit dalk te vinnig, dit is mooi opgesom en ek sal dit ook so op die familiegroep, op die WhatsApp groep sit van ons, dat dit in PDF formaat sal wees. Graag wil ek vir u ook net sê, dat geen van Grace se werke, wat ons doen vir evangelisasie, het enige beperkings daarop nie. Met ander woorde, daar's nie regte daarop nie, jy kan dit versprei, jy kan dit gebruik, soos wat die Here dit op jou hart lê, jy kan daarmee maak, net soos wat die Gees sê, solank ons net nie in die inhoud verander nie, want dan verander die boodskap en naderhand is dit 'n hele nuwe boekie. Maar jy mag kan ook nie geld vra vir dit nie, ons gee dit verniet uit. So dit is daar en as jy dit in PDF formaat wil uitdruk of vir iemand aanstuur, dis onbeperk, daar's geen kopiereg op God se werk nie, want dit is God se woord. Goed. Baie dankie en ons het reeds gesê dat die hele skrif is vir ons deur God ingegee as lering en teregwysing en daarom is dit vandag 'n lering vir ons, 'n lering oor wat is lofprysing en aanbidding vandag. Nou sou ek nou vir u vandag vra, wat is lofprysing en aanbidding? Is ek seker ons gaan heelwat verskillende antwoorde kry onder mekaar. En ek gaan vir u sê dis 'n baie relevante onderwerp oor al die eeue heen.
ek wil eintlik sê, van die begin af. En dit gaan reg deur die mensgeskiedenis. En dit sluit weer aan by die ewigheidstyd van God, tot in der ewigheid, die boodskap wat ons vandag gaan praat. Alhoewel ons nog net ten dele ken, sal ons eendag ten volle ken. Maar die basis van die boodskap bly dieselfde, oor al die eeue heen, en dit gaan alle verstand te bowe. So as ek vir jou vra, om net hierdie vraag te herhaal, wanneer jy dink aan lofprysing en aanbidding, wat is dit wat in jou gedagtes opkom? Waaraan dink 'n mens? Ek dink die meeste van ons assosieer dit outomaties met liedere wat gesing word. Want dit is tog wat dit sing, en dit is wat ons aanneem wat dit beteken. Ek gaan vir julle sê, kom ons kyk dan vandag. Wat is die antwoord op die vraag? Wat is ware lofprysing? Want ons is geroep om die waarheid te praat en oor wat ewigheidswaarde het. So wat is dit wat ware lofprysing en aanbidding is? En dan wil ek net aansluit by die jongelinge, die jeug. Wat is worship dan veronderstel om te wees? En wat is dit? En nou kan ons vir onsself meet of dit aan die woord is of nie aan die woord is nie. Onthou dat God die skepper van alles is. God het alles gemaak. Die woord sê God het die aarde en die volheid daarvan en hy die heelal het alles geskape. God het alles goed geskape. Behalwe die mens sê die woord, God het hom baie goed geskape. As jy nou 'n bietjie ondersoek wil doen en Bybelstudie wil doen oor Genesis. So God het alles geskape. En God het reeds geweet wat die doel is met alles. Daarom is God die skepper ook, onder andere musiek en seks en alles. En die vyand wat natuurlik kom om dit te slag en te steel en te verwoes, vat dit wat God gemaak het. Hy verander dit en hy sit 'n leuen by en hy maak dit lelik. So ons gaan nou terugkeer na die oorspronklike plan van God, of die oorspronklike idee. Wat is lofprysing volgens die woord van God? Daarom het ons nou ook vanoggend al reeds die versie gelees, en ek wil dit graag weer vir u lees, Johannes 4 vers 23 en 24, wat Paul ook vanoggend gelees het, en ek wil weer dit vir u lees. Daar staan geskryf: Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid moet dit in gees en waarheid doen. Daar's 'n opdrag vir ons. Ons moet dit doen in gees en waarheid. So ons gaan 'n bietjie kyk wat hierdie vandag beteken. Ek gaan sommer begin om vir julle te sê, daar's 'n baie fyn lyn oor al die eeue heen, maar spesifiek in die dag waar ons bly, wat daar 'n verheerliking van die mens is aan die een kant en 'n verheerliking van God aan die ander kant. Daai lyn is so dun en so naby mekaar en die vyand kom so maklik dat jy nie eens weet aan watter kant van die lyn jy eintlik staan. So dit gebeur so baie dat die fokus van die lied verskuif van God se grootheid en sy genade na die mense gevoelens, dade en prestasies. Onthou, ons kan God met alles dien, ons sal nou net daarby kom. So dis nie verkeerd om emosies en albei dat te sit nie, maar wat is die fokus? Die fokus is God en sy grootheid, om eer en lof aan hom te bring. Nou voor ons nou dieper gaan delf, kom ons kyk net na 'n paar kenmerke van, kom ons noem dit wêreldse Christelike musiek. Ek praat nie God gees geïnspireerde musiek nie, ek praat van oppervlakkige godsdienstmusiek wat die Satan doen hom ook voor as die engel van die lig. As jy dit nie weet nie. So hy kom nie met sy pylstaart en sy 3-tand vurk na jou toe kom nie. Hy kom met sy charme en hy kom mooi na jou toe en hy verdraai dit so bietjie. So kortliks, voor ons begin delf van die woord, wat is die kenmerke van musiek en van lofprysing en waarvoor moet ons oplet? En daarby wil ek bysê, nie alle liedere
is spesifiek verkeerd geskryf nie, of die intensie van die skrywer was dalk nie verkeerd nie. Maar dit is hoekom ons vandag hier is, om te leer wat die Here vir ons wil sê. Wat is die kenmerk nommer 1 van liedjies wat jy moet vraagteken sit, of ten minste weet, as jy dit hoor, waarop jy moet fokus? Die eerste fokus is natuurlik die fokus op selfgevoel en emosies. Dis die eerste kenmerk. En dan moet jy wakker wees. Sommige liedere plaas die klem so sterk op die aanbidder se gevoelens, dat dit die sentrale tema missit, eerder as op 'n reaksie wat ons moet bied teen God. So die eerste is natuurlik emosies, en daarmee sê ons nie, dan mag nie emosies saam wees. Natuurlik mag daar emosies saam wees, en ons sal nou daarby kom. Ek sê, dit is die eerste punt wat ons moet kyk, is die fokus op selfgevoel en selfemosies is, in plaas van God, of dit oorheers die primêre tema van die lied. Voorbeelde, liedere wat byvoorbeeld baie keer herhaal. Ek sê nie om dit een keer te sing is verkeerd nie, ek sê, hier het jy die gees nodig, die gees van onderskeiding, om te weet of 'n musiek die Here behaag of nie. Liedere wat byvoorbeeld baie dit aanhoudend herhaal, wat sê, ek voel u hier, ek wil meer van u voel. Niks verkeerd om die gevoel van God in die teenwoordigheid te kry nie, maar wanneer die klem verskuif word van die verheerliking van God na jou gevoelens toe, is daar vraagteken. Ek wil vir julle sê, en hierdie is baie belangrik, ons is gemaak, en deel van ons wat ons gemaak is gevoel. Dit moet 'n gevolg wees, ons gevoel moet 'n gevolg wees van die aanbidding. En dit moet nie die hoofdoel van aanbidding wees nie, ek wil dit weer sê. Ons emosies, ons gevoel, moet 'n gevolg wees, omdat ons die koning van die konings aanbid. Dit moet nie die hoofdoel wees van ons lofprysing nie. Dis die eerste ding waarna ons moet uitmerk. Wat is die tweede kenmerk wat jy moet kyk na? Om te onderskei. Natuurlik doen die Gees die harde werk om vir jou die onderskeidingsvermoë te gee. Om die mens as held te stel. Met ander woorde, in sommige liedere wat deur mense gesing word die mense geloof, die mense dade en die mense kragte verhef, asof dit nou die oorsaak van redding is en oorwinning is. Byvoorbeeld liedere met woorde wat sê, ek sal berge versit, my geloof is genoeg. Alhoewel ons geloof beslis in God vir ons krag gee, daar's geen betwyfeling daaraan nie. Is dit altyd God wat die berge versit? Is dit altyd God wat die werk doen, en nie ons in ons eie krag nie? Sulke liedere kan ondoelbewus trots in die mens vermoë kweek. Nog 'n kenmerk, en dit hoor mens baie, is dat God 'n dienaar van die mens moet word. Met ander woorde, sommige liedere skilder 'n prentjie, 'n beeld wat God is daar vir ons om ons drome te vervul. En dan moet ons mooi gaan luister na die lirieke, en ons moet vir die Here vra om vir ons te openbaar. Die lofprysing dan word dan 'n transaksie. Ek prys u, sodat u my kan seën. Baie fyn lyn. Byvoorbeeld liedere wat herhaaldelik woorde gebruik, wat vra vir materiële seëninge. Natuurlik mag ons vir die Here vra om te voorsien. Hy weet wat ons al die goed het. Ek sê, waarop is ons fokus? Is ons fokus op God se wil en God se soewereinheid, of is ons fokus op dit wat in is vir ons, en dit wat ons doen in lofprysing? Waarop is ons fokus? Natuurlik gaan die Here vir jou seën, en natuurlik gaan hy vir jou antwoord, maar waarop is ons fokus? En nog 'n kenmerk is die natuurlike gebruik van die woord ek en my. En natuurlik mag jy dit sing. Dit is nie verkeerd om te sing ek en my nie. Maar wanneer dit oorheers in 'n lied, moet jy ondersoek instel. As daar byvoorbeeld 10 keer gesing word oor ek en my, en net 1 keer oor God en sy grootheid, is daar vraagtekens in die lied. Wie word verheerlik?
is daar nie dalk 'n oormatige gebruik van ek en my nie. Nou dit is belangrik om te onthou dat hierdie kenmerke nie altyd beteken dat die lied outomaties verkeerd is nie, of sleg is, of heeltemal van die pad af is nie. Die lirieke skrywe het dalk mooi intensies gehad, dis dalk liede wat vertaal word. Ek sê ons is hier met 'n leringe, die Here is besig om ons te leer, sodat ons nie op die ongesonde fokus nie. Ons praat nou met kinders van die Here. Ek wil vir julle sê, hierdie lofprysing is soos 'n radio. Nou weet ek nie van die jong mense of het hulle nog 'n radio wat jy nog instel op 'n stasie. Dis soos 'n radio wat nie heeltemal op 'n stasie is nie. Jy hoor nog dit wat gesing of wat gesê word, maar so 'n bietjie van stasie af. Daar's so 'n bietjie 'n kraak en 'n raas in dit. En so is aanbidding wanneer ons nie reg ingestel is op God nie. So dan sê ek weer eens, nie alle liedere is verkeerd, se intensies is verkeerd nie, maar ons sal moet oplet na die woorde en ons sal moet kyk of dit God behaag of die mens behaag en of dit in lyn is met die woord van God. Die doel is natuurlik om God bo alles te behaag. Maar ons gaan vandag nie fokus op musiek wat bedoel is vir die koning van hierdie wêreld nie. Ons gaan nie fokus op dit wat mense sing om met doelbewuste lirieke die Satan te aanbid nie. Ons gaan nie vandag daar fokus nie. As dit die Here se wil is, sal ons op 'n later stadium daarop fokus. Ons gaan vandag fokus op liedjies wat mooi klink op die oor. Ek wil eintlik sê wolwe in skaapsklere liedjies. Dis waarop ons gaan fokus vandag. Ek wil maar net dit sê van wêreldliedjies, en as dit die Here se wil is, sal ons 'n hele boodskap daaroor gee. Party van die wêreldliedjies vandag het so lekker ritme, en dit is so lekker beat, dit bly in jou kop. Maar dit wat jy sing, kan van jou 'n Satan aanbidder maak, sonder dat jy dit weet. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. 'n liedjie van Meatloaf, I do anything for love. Wat sê daai woorde? Daai woorde sê, some days I pray for silence. Some days I pray for soul. Some days I just pray to the God of sex and drums and rock and roll. Nou vra ek vir jou, verheerlik dit die Here? Baie beslis nie. Dis teenstrydig. So die musiek van die wêreld trek mense in, en ek sê ons moet versigtig wees en die Here sal vir ons help dat ons eendag 'n boodskap oor die wêreldse musiek bring waarvoor die mense so lief is. Maar ek wil ook vir u sê daar is ook wêreldse musiek. Mooi musiek wat daar geen fout mee is nie. En daarom is dit belangrik dat jy geesvervul is, dat jy op die eerste oogopslag, of ek sal sê ooropslag kan hoor, dit verheerlik die Vader en die Koning of nie. Daar is baie liedjies wat nie Christelik georiënteerd is, wat daar meer niks fout is nie. Ek sê, fokus jou in deur die Heilige Gees en jy sal die onderskeiding kry. So daar is baie mense wat nou dink lofprysing en aanbidding is net die liedjies wat ons sing, of dit nou by die jeug is of by die kerk is. En as hulle die woord lofprysing en aanbidding hoor, dan dink hulle net aan die liedjies wat ons sing in die kerk. Anders sien dit as 'n spesiale oomblikke net op Sondag, wanneer die musiek begin en ons hande ophef en ons fokus op die Here gaan. Maar die Bybel wys vir ons dat dit baie meer is as net liedjies wat ons sing. Dit is baie dieper as net dit wat ons hier voor sing, of dit wat jy in jou hart sing. Dit is 'n hele lewe wat ons moet voorlê voor God. Jou leefstyl word 'n oorgawe aan die Here. Die vraag is dan nie of ons aanbid nie. Die vraag is dan eerder wie en hoe ons aanbid. Aanbid en lofprysing hier is dieselfde bedoeling hier. Ek wil weer sê, die vraag is dan nou nie of ons aanbid nie. Die vraag is wie
en hoe ons aanbid. En dit is die vraag wat ons moet kyk. Is dit God wat daardeur verheerlik word, of is dit die mens wat daardeur verheerlik word? God het self gesê, hy soek mense wat hom in gees en waarheid aanbid. Laat ons nou begin kyk na Bybelse beginsels. Wat sê die Bybel daaromtrent? Want die Bybel is tog vir ons die riglyn. Wat is aanbidding volgens die woord van God? Sonder om nou dit te lees, Psalm 22 vers 4 sê, God leef onder die lofgesange van sy volk. Met ander woorde, dit is 'n baie belangrike aanbiddingsvorm, is sang. God gebruik woorde, nou in die oorspronklike vertaling is daar 'n woord wat sê shagach in Grieks, wat beteken om neer te buig voor die groot koning. Dat is nie eintlik 'n regte Afrikaanse woord nie. Dit is wat aanbidding beteken. Aanbidding is dus om jouself heeltemal neer te buig en jou lewe in diens van God te gee. So ons kan lofprysing en aanbidding vanoggend definieer deur die woord wat God vir ons gegee het is. Aanbidding en lofprysing is om alles wat ek is neer te buig voor dit wat waarlik God is. Dit is wat lofprysing en aanbidding eintlik veronderstel is om te weet. Bybelse beginsels dan vir aanbidding. Kolossense 3 vers 2 sê vir ons duidelik, daar's 'n opdrag. Bedink die dinge wat daarbo is, nie dit wat op die aarde is nie. En mag ons daaruit leer, mag die Here ons help om die dinge te bedink wat daarbo is en nie op aarde is nie. Dit sluit natuurlik lofprysing in. So net op dit dan kan ons begin met sê, aanbidding is altyd 'n reaksie op wat God aan ons openbaar. Met ander woorde, God openbaar aan jou iets, soos wat hy die afgelope maand of 2 aan my en my vrou geopenbaar het, wat lofprysing eintlik veronderstel is om te wees volgens sy woord, en dan het ons 'n reaksie daarop, en in ons reaksie daarop, bring ons dus 'n antwoord van lof en gehoorsaamheid aan hom. Daarom sê Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broers by die ontferming van God, dat julle liggame sal stel, as 'n lewende, 'n heilige, en 'n God welgevallige offer, en dit is julle redelike godsdiens. Nou wil ek vir julle sê, baie jare terug toe ek in die laerskool was ek in 'n gemeente gewees, en die prediker, en ek gaan dit nou maar vertel soos ek dit onthou, het vertel van 'n persoon wat op straat gebly het, ergens in Europa. En hierdie persoon het maar deur die storms van die lewe gegaan. Sy kinders is seker nou maar al groot en uit die huis uit, en sy vrou is oorlede, en hierdie persoon het op straat geëindig, en ons moenie dink dit kan nie met jou en met my gebeur nie. So gou soos mes, ruk die wêreld, die mat onder jou voete uit, en jy sit soos Job in die asgate, en daar was niemand so vroom opreg en soos Job nie. En wie keer het dit met jou en met my gebeur? Terug by die storie, so het die wêreld die mat onder hierdie persoon uitgeruk, en hy het opgeëindig in die straat, en hy het in die strate gebly, en hy moet koerante en kaartborde toegemaak in Europa, want dit was koud. Maar dit was ek wil nie sê net 'n godsdienstige man nie, dit was 'n ware bloedgewaste kind van die Here. So het hierdie persoon elke aand, voor hy in die slaap raak, het hy vir die Here gesing. Het hy in sy hart en in sy letterlik vir die Here gesing wat in sy hart aankom. Elke aand het hy na die Here so genader deur dit wat hy vir die Here gesing het. En een aand toe hy nog so buite lê in die strate en dit is verskriklik koud, is daar 'n konsert en hy kan die konsert so op die afstand hoor, nie te ver nie, so hy kon dit duidelik hoor en hy lê hier buite. En hierdie man hoor die pragtigste musiek wat lofprysing en aanbidding betref. Iemand het seker maar daar kom optree. En hierdie persoon verstom hom aan hierdie mooi musiek. En hy sê in sy hart, ek gaan nou maar hierdie musiek vat en dit vir die Here gee as my offer. Want ek kan baie beslis nie soos hierdie mense sing.
En daai nag was hy so onrustig, totdat die Gees vir hom gesê het, ek het nie dit van jou gevra nie, ek soek jou aanbidding. Hoe jy ook al sing, hoe jy ook al doen, het die Here na hom gekom en gesê, hoorie, ek soek jou gebed. Jy kan nie vir my daai gebed gee nie, ek soek jou gebed. En dit het naderhand 'n groot getuienis geword, en dit het al hoe meer, die persoon het ook later prediker geword. So wat ek wil sê is, die Here wil jou gebruik om hom groot te maak. En daarom sê ons dan ook nou nie, dat jy net enig iemand kan toelaat om te sing. Ek meen, as hulle nou wil hê, ek moet nou hier voor sing, gaan dit nou heeltemal nie klink soos dit moet klink nie. Dis nie wat ons sê nie. Dit sê ons nie. Ons sê nie, ons moet nou dit nou so maak, dat ons nou nie beheer het daarvan nie. Daarom sê ons, lofprysing is baie verder, as net dit wat ons hier voor sing, of voorhoor. Dit gaan baie dieper. Nou as ons kyk na Bybelse beginsels, ons het die voorreg gehad nou om vir 6 maande lank 'n woordstudie elke Woensdag, 2 keer op 'n Woensdag te hou. En in die woordstudie wat ons dan die eskatologie of die eindgebeure bespreek het, nie ons eie opinies nie, dit wat in die woord is en dit wat vir ons opgeteken is, het ons geleer wat voor lê. So 'n bietjie geskiedenis, maar die meeste van dit is wat lê nog voor. Nou, of jy dit nou glo of nie, dit maak geen verskil nie, dis opgeteken in die woord en daarom is dit die waarheid. Een van die goed wat ons gelees het en behandel het is natuurlik, en ek wil graag vir die versie lees, Openbaring 15 vers 3. Jy kan maar net luister en hulle het die lied gesing van Moses en die diensknegt van God en die lied van die Lam en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God almagtig, regverdig en waaragtig is u weë, o koning van die heiliges. Ons kyk nou, wat sê die woord oor lofprysing en aanbidding? Kom ons kyk, wat 'n lied praat hiervan? Hier praat van 'n lied. Die lied van Moses en die lied van die Lam. Nou, wat sal dit nou kan wees? En as jy wil regtig weet wat die antwoord is, kom volgende jaar, moet dit nie misloop nie. In kort, die lied van Moses verwys terug na Moses en die Israeliete en dit wat hulle gesing het, nadat hulle wonderbaarlik deur die Rooi See getrek het en die Egiptenare, hulle vyande, verdrink het. Hierdie lied was dan 'n lied, ons praat nou van die lied van Moses, was dan 'n lied van oorwinning en verlossing. Dit het die Here natuurlik hulde gebring en die Here geprys vir sy mag en sy grootheid en sy beskerming teen hierdie magtige vyande, die Egiptenare. Dan het ons ook gehoor oor die lied van die Lam. Hierdie is natuurlik 'n unieke lied. Die lied sentreer rondom Jesus Christus. Dit vier die verlossing wat deur die Lam, Jesus Christus, bewerkstellig is. Die Lam wat geslag is, dat ek en jy verlossing kan kry. Sodat ons kan sê, ons is verlos deur die bloed van die Lam. En dit is die lied van die Lam. Verder was daar ook 'n lied wat ons behandel het in Openbaring 4 vers 8. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad. En hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou. Hoor wat het hulle gesing? Dag en nag. Wat het hierdie lewende wesens gesing? Heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige wat was en wat was en wat is en wat kom. Nou hierdie persone, of ek sal sê, hierdie lewende wesens wat hierna verwys word, is natuurlik serafs. Nou van u wat nie weet nie, hierdie serafs het 6 vlerke gehad. En wat het hulle gedoen met hierdie 6 vlerke? Dit is vir ons opgeteken dan in Jesaja. Hulle het 2 vlerke gebruik om hulle gesigte te bedek voor die Here, voor die heilige teenwoordigheid, die Shekinah van die Here. So hulle het hulle gesigte gedek, terwyl hulle dag en nag gesing het, heilig, heilig is die Here, terwyl hulle in die teenwoordigheid, die Shekinah van God was. Ander 2 vlerke het hulle gebruik om hulle voete toe te maak.
Jy kan dit lees in Jesaja 6, om hulle voete toe te maak as 'n teken van respek en nederigheid voor die almagtige God van hemel en aarde. En die laaste 2 vlerke natuurlik het hulle gebruik om mee te vlieg. Dit is vir ons opgeteken in die woord. Iets om oor na te dink oor musiek, nee, is dit nie. So aanbidding is 'n persoonlike, maar ook 'n gemeenskaplike manier van aanbidding. Ons aanbid God daagliks in ons lewe, maar ook as ons saam as gemeente bymekaar kom, of saam as ander gelowiges bymekaar kom. Maar as daar nie 'n lewende persoonlike verhouding is met die Here nie, beteken dit absoluut niks nie. Dan verwerp God jou musiek, maak nie saak hoe mooi of hoe oulik dit is nie, hy verwerp dit. Daarom is dit, aanbidding is 'n leefstyl van aanbidding. Die leefstyl wat ons het as aanbidding is meer belangriker as sogenaamde rituele wat ons in baie gemeentes en kerke vandag ook sien en in die wêreld en in die jeug. God verwerp mooi liedere, het ons gesê, as jou lewe nie reg is en in sy wil is nie. Hoe kan ek dit sê? Want ek kan vir julle sê, dit staan in die woord. Jesaja 1 vers 13 staan daar, bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. So ook Amos 5 vers 23 wat sê, verwyder van my die geraas van jou liedere en die geluid van jou harp. Ek wil nie daarna luister nie. Dit sê die Here as jy nie 'n verhouding en in sy wil is nie. Nou as jy deur die week 'n aanbidder is, kan jy dit saambring Sondag. En jy kan saam met die medegelowiges die Here so aanbid. Aanbidding vra deelname van elke persoon wat hier sit. Al is jy nie 'n sanger soos ek nie. Daar's ander maniere hoe ons 'n aanbidding kan doen. Ware aanbidding vra dan almal se deelname deur sang, natuurlik, want dit verheerlik God en God leef daardeur, het ons gelees. Maar ook deur gebed. So gebed is ook lofprysing en aanbidding. Verder, dankoffers is ook aanbidding en lofprysing vir die Here. Verder, luister en antwoord op die boodskap wat die Here vir ons gee. Dis lofprysing ook en aanbidding. Soos Paulus vir ons ook opgeteken in 1 Korintiërs 14 vers 26, wat hy vir ons sê, hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitlegging. Laat ons alles tot stigting geskied. So aanbidding sluit ons hele wese in. Nie net die musiek nie. Jesus Christus self het gesê in Markus, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand en al jou krag. Met ander woorde, jy moet die Here God jou lief hê met alles wat jy is. Siel, gees en liggaam. So ware aanbidding raak daarom ook ons verstand, ons emosies en ons hele liggaam, as ons die Here in gees en waarheid aanbid. Nou wil ek vir julle sê, die inhoud van ons aanbidding is daarom belangriker as die styl waarmee ons aanbid. God kyk na die hart. God kyk baie dieper as waar ek en u na kyk. Hy luister baie dieper as waarna ek en u sal luister, en hy sien baie dieper as wat ek en u ooit sal verstaan. Die vraag is, verheerlik ons God deur waarheid en deur die inhoud van wat ons doen, of dit nou enige van daai fasette van aanbidding is.
verheerlik ons God daarmee? Die vraag is ja of nee. Daar's net twee antwoorde. Daar's ook net twee weë, hierdie weg en daardie weg. As jy nie op hierdie weg is nie, is jy op daai weg. Daar's nie 'n middeldraad sittende area, 'n grys area nie. En wanneer die gemeente dan aanbid, is dit iets groter as wat ons ooit sal besef. Ek wil dit weer sê, wanneer ons dan hier saam sing, is dit groter as wat ons verstand ooit sal kan begryp, of dit nou enige van hierdie aanbiddingsvorme is. Waarom sê ek, dit is so groot? Want dit sluit aan by die heelal, en die heelal wye liggame, en die heelal kom na God toe, en dit bring God eer. Psalm 9 vers 2 sê, die hemel vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werke van sy hande, so as ons in waarheid sing en aanbid, sluit ons aan by 'n klomp kore, en op die ou ende vorm dit een groot koor, as ek dit so kan sê, of een groot gebed, wat aansluit by 'n klomp hemelliggame. Waarom? Om die Here se werk te verkondig. Aanbidding vra dat ons mekaar se belange hoër ag as ander. Nou hier's nou 'n baie belangrike een vir almal van ons om bietjie oor na te dink en oor te bepeins. Aanbidding vra dat ons die ander persoon langs jou hoër ag as jouself, en dit ons lees die hele verhaal daar in Filippense 2 vers 3. Ek ag die persoon langs my se aanbidding en alles wat doen hoër as die vir myself. Kom ons stel dit in 'n ligte terme, in ander woorde. In aanbidding, met ander woorde, as ons hier saam aanbid, het sy deur die woord te luister, want dit vorm deel, daar's nie apart, die lofsang maak die atmosfeer reg vir die woord nie, dis alles een aanbidding tot God, daar's nie onderskeid nie. So in aanbidding moet ons sensitief wees vir verskillende mense rondom ons. En daarmee bedoel ek jong mense en ou mense, of ouer mense, vir stil mense en vir mense wat opgewonde is met baie energie soos Dawid. Daar's nie reg en verkeerd nie. Wanneer jy die Here opreg aanbid en iemand lig sy hande op, of iemand klap hulle hande, of iemand voeg daarby, ag ons daai persoon hoor as dit natuurlike gees en waarheid gedoen word, as wat ons wat dalk stil wil wees en jy wil net fokus op die Here. Daarom moet ons grasie gee vir almal. As ons net gaan fokus op net die ouer mense, is dit nie heeltemal in lyn met God se woord nie. Fokus ons net op die jong mense, is daar ook nie plek vir die ouer mense nie. Daarom moet ons probeer om die persoon langs jou met lofprys, ek praat nie net in die gemeente nie, ek praat van oor die algemeen, die persoon wat ook in waarheid en in die gees bid, se aanbidding hoër ag as jouself, en jy moet jou afsluit en jy moet jouself op God laat fokus, en nie op die ou wat langs my dalk vals sing of lelik sing, hoe ook al die geval mag wees nie. Aanbidding is allereers vir God. Lofprysing is nie vir vermaak nie. Hierdie is 'n baie groot ding. Ons kan dalk van die wêreldbekendste sangers kry om hier voorop te tree, dit sal niks anders as vermaak wees nie. Onthou, die Here kyk na jou hart. Of jy nou 'n bietjie vals sing, of bietjie nie in pas hande klap nie, en of jy nou nie so mooi kan bid soos die ou langs jou nie, God vra vir jou aanbidding. Hy vra nie vir vermaaklikheid nie. Dis 'n teelarea vir groot probleem. Uiteindelik gaan dit oor God. Dit moet God gefokus wees. God is die subjek en ook die objek van aanbidding. Is alles reg? OK. Hy begin dan deur homself te openbaar. Hy subjek en objektief.
Romeine 11 vers 36 staan, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Nou hoe begin ons deur ware aanbidding en waar begin ons? Sang is nie net daar om die gehoor, die aanhoorders emosioneel op te werk voor die tyd nie. Die Gees werk ons emosioneel. Dit vorm deel, soos ons reeds gesê het, van die boodskap. Dis nie daar om mense te laat huil of te laat skree voor die tyd nie. As die Gees so werk, dan werk die Gees so. En dis wat ek sê, die fyn lyn is daar. Daar's 'n baie fyn lyn. Ons kan dit afsluit om te sê, aanbidding moet dan Christus gesentreerd wees. Jesus is die volmaakte openbaring vir God vir ons. En ek wil sê, daarom moet lofprysing deur die Gees in die Seun tot die Vader gerig word. Dis wat die woord ons sê. Gemeenskaplik. Daarom nie net altyd ek en my Here nie, maar ons en ons Here. Nou die praktiese toepassing van dit natuurlik is, hoe lyk jou aanbidding deur die week? Jy wat hier sit, hoe is jou aanbidding deur die week? Is dit net sang? Jy kan dalk mooi na mooi liedjies luister, niks fout nie. Of is dit dalk jou besluite by die werk? Of dalk jou omgang met ander mense met wie jy deel? En wanneer jy dan in die kerk sing, is dit dalk net emosies, of is dit 'n lewe wat toegewy is aan God? Is jou aanbidding God gefokus of self gerig? En dis 'n antwoord wat net jy kan vra, want die Here ken jou hart. En dit is die boodskap wat die Here op ons hart gelê het. So om af te sluit dan nou, ware aanbidding is nie 'n program, 'n menslike program nie. Dit is nie 'n styl wat voorgeskryf word deur mense nie. Dit is 'n lewende verhouding met 'n nederige oorgawe aan God. Hy soek nie net ons liedere nie. Hy soek ons hele lewe. En daarom kan ons sê, soos wat Jesaja 6 vers 8 sê, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Nou wil ek vandag, die boodskap afsluit, deur 'n perfekte voorbeeld vir ons opgeteken in die woord. En ek wil graag Psalm 100 voorlees, daarna gaan ons ook afsluit met 'n lied van Psalm 100. Onthou die psalms is daar geskryf vir liedere. Die meeste van die psalms word vandag nog gesing. Dis liedere wat getoonsend is en gekomponeer is vir aanbidding. En daarom is dit vir ons die perfekte voorbeeld van hoe 'n lied moet klink. Ek gaan dit vir u lees. Kom ek lees vir ons Psalm 100. Luister na die woorde. Ek sê ons moet luister na die woorde van liedere. Om te kyk en om dit te meet aan God se woord. Die opskrif hier is 'n oproep om God te prys. Weereens wil ek sê, hierdie was 'n lied. Dit is vandag nog 'n lied. 'n Psalm, natuurlik het Dawid, is een van Dawid se psalm. By die lofoffer. Juig voor die Here oor ganse aarde. Dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat dit die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, dankie Here vir die boodskap wat U vandag vir ons gegee het en die lering wat U vandag vir ons gegee het om U te aanbid in gees en waarheid. Ek vra Here dat die Gees vir ons verder sal leer om U te aanbid, om U naam groot te maak, Here. Vader, want dit gaan oor U.
in die eerste plek, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. As hy, kom ons staan, dan sluit ons af met Psalm 100. Kom ons sing vandag soos ons nog nooit gesing het nie. Jy gaan wat weer voor die Heer, kom met blys op die alweer, kom nader voor sy hand te sit, met prys op met die loflied, goede diere te stier, sy goedheid sy trouw en waarheid op trouw, tot in die laatste dag. Sing die versie weer. Goede diere te stier, goedheid eindigt in my weer, sy trouw en waarheid op trouw, tot in die laatste dag. Wat 'n lied, wat 'n lied. Kom ons sluit die oë. Here, dankie Here vir die boodskap wat U vandag vir ons gebring het. Dankie dat ons kan uitsien, Here, ook na dit wat voor lê. Dat ons 'n toekoms het, 'n hoopvolle toekoms, Here, want ons is in Christus. Dankie vir hierdie liedere wat U vir ons opgeteken het en ook mense geïnspireer het nog verder om nog liedere te skryf om U te behaag. Ek vra dat U met elkeen van ons sal gaan. En as dit U wil is om ons weer volgende week veilig by mekaar te bring. In die wonderlike naam van Jesus. Amen.